Goeiemôre julle in en ommers. Ons kuier heerlik hier in Piketberg en ons sit hier by Piket Collective en ons het lekker geëet, ons het lekker gekuier en ons gesels nou met Santi. Hallo Santi, welkom hier by ons. Dankie dat jy tyd uitgeruim het in jou besige borduurskedule om hier so te sit vandag om ons kykers te vertel wat doen jy eintlik? Ja, dat is 'n groot plesier. Jy het seker nie van kindstyd af gedroom om borduurwerk te doen nie. Nee, glad nie. Glad nie, dit was glad nie in die lyn nie. Ja. Vertel vir ons hoe jy dit gekom dat jy vandag jou eie besigheid begin het. Jy het begin in jou eie lening gekry by die bank, jou eie masjien gekoop, maar daar was 'n storie voor dit. Ja. So snaaks genoeg, ek was by die huis en ek het kind opgepas, my baba grootgemaak. Ja. En my man se vriend het my gebel die eendag, hy wil borduurwerk doen op sy hemde en sy hoedens en ek sê soos, "Hoorie, ek het nie 'n borduurmasjien nie, so hoekom kontak jy my?" Hy sê, "Nee, maar hy dink ek moet 'n besigheid begin." Ek sê, "Okay, 100%." Ek bel my tannie, ek weet sy doen borduurmasjien, sy soos die volgende dag bel sy my, sy stuur 'n borduurmasjien vir my en ek sê soos, "Wow, okay, hier gaan ons." En ja, van daar af het ek net 'n bietjie gespeel, verlief geraak op die kuns van borduur. Ja. En ek het toe laas jaar Julie het ek my groot borduurmasjien gekoop en ja, van daar af het ek hoedens gedoen en hemde en spoegdoeke en allerlei goed. Ek leer nog elke dag iets nuuts van my masjien, wat die kuns van dit is. En ja, nou kom my naam uit besigheid. Nou kom my naam uit die dorp uit en ek is so 66 hemde op die oomblik en nog hoedens wat kom en ja, jagseisoen is op pad, so al die mans wil nou weer hoedens hê vir hulle jagsessie en ja, 'n klomp babatjies word gebore, so dis lekker patrone wat ek nou kan speel met dogtertjies en seentjies en dit is regtig Paddoeke, gordyne, besigheid se goed, alles. Enigiets wat jy wil doen. Elke dag is daar iets nuuts. Iemand het 'n nuwe idee, so ek hou daarvan om te kan help om te sien wat gaan dit en my digitizer wat ek gebruik. Hy help my verskriklik ook baie en sê okay, kom ons doen dit gaan beter lyk. So ek probeer altyd my kwaliteit wat ek gee altyd die beste sal wees en ek hou daarvan om met my kliënte te praat, veral soos die spoegdoeke. Dit is altyd 'n goed, hulle sê okay, hulle het hierdie theme wat hulle wil hê. So dan probeer ek altyd 'n patroon kry in daai rigting en vir hulle nou sê, kom ons hou met dit of hou met daai kleur. So ek nou iemand wat my spoegdoeke raam of al die kleure en goeie. So elke ding en ek het 4 catalogs wat jy van kies. So jy bestel jou hoedens en jou hemde en jou baadjies en goed deur my en dan Dan doen jy die ek maak seker dat jou brand staan. 'n borduurmasjien is 'n baie sensitiewe masjien of instrument. Ek weet nie wat sal 'n mens dit noem nie. Ja, dit is dis nie net jy sit nie net die frame in en dit word borduur nie. So baie mense vra vir my en ek wou vandag gepost het daarvan is ek het 'n setup vir boonop die borduurmasjien wat soos jou logo nou gaan borduur. Soos ek het die kostes daarvan. En my setup is net soos ek moet altyd seker maak dis altyd in die middel. So ek moet meet, ek moet presies weet dit gaan daar is. Soos wat dit nie net skeef uitkom of nie egalig of iets in daai lyn nie. Dan die garing moet verander word op die masjien. En backing moet ingesit word en dan die framing moet boonop dit. En dan boonop dit moet jy die masjien laat hardloop en elke thread, so jy het die top thread wat jou color thread is en dan jy die bobbin wat onder is. So daai kan jy either te los wees of te styf wees en boonsteen kan ook te los wees of te styf wees. So as daai garing verkeerd is of daai tension verkeerd is, dan kom die bobbin liewers uit of jou produk kom net nie mooi netjies uit. So daar's nie net spanning by jou wat verkeerd kan gaan nie, daar's spanning in die masjien wat ook verkeerd kan gaan. So jy moet kyk dat al daai goed 100% reg is om die beste produk vir die kliënt te lewer. Yes, en die eindproduk is ook waar ek moet soos die garing word nie altyd gesny deur die masjien nie. So jy moet die garing dan weer sny en jy moet die produk klaarmaak en soos jy kan die wit kom uit. En dan ek meen as 'n produk die wit uitkom, ek
stuur dit glad nie, ek wys nie eers vir die kliënt nie, want hulle sal hartaanval kry. Ja. Ek kry hartaanval gewoonlik. So ek probeer altyd my produk die netjiese manier uitkry soos wat Die afwerking moet perfek wees. Ja, Want jy is nou professionele bordierster. Ek weet nie of dit al so 'n woord is nie, maar dit is wat jy nou doen en dit is 'n professionele werk wat jy doen. Ja, dit is altyd vir my, nog vandag toe is dit vir my so scary as iemand vir my 'n produk bring en ek moet dit in die masjien sit en daai masjien en jy druk start. Dis dat altyd soos jou hart gaan stop net vir daai sekonde daar, want jou masjien, ek het al gekom wat ek spoegdoeke doen en dan die masjien letterlik die spoegdoek en dan is dit soos 'n hele gat in die spoegdoek en dit is altyd vir my so terrifying. Dit kan gebeur. Maar ja, dan kan jy daarom die spoegdoek replace, maar as dit altyd soos 'n unieke ding is wat iemand inbring, is dit altyd soos terrifying wat jy nou nie dit hoef soos op te neuk nie, kan jy nou maar sê. So is altyd nog terrifying en as ek 'n groot kliënt kry, is dit altyd vir my soos wow, my klein besigheidjie wat ek laas jaar begin het, kom nou uit by groot mense en ek soos ja, die wêreld is klein, maar dit is awesome om ek bel altyd my ma, ek het 'n groot kliënt gekry. So ja, dit is altyd net ek het al baie mense gehad wat vir my gesê het, wow Sandy, hoor jou produk is baie amazing en dit is waartoe ek gaan. Ek wil nie net 'n vinnige produk uitgaan wat mense nie gelukkig is nie. So my produk wil ek hê jy moet terugkom na my toe en jy wil sê my diens is amazing, my produk wat ek vir jou lewer is jy happy en ek meen vir my, dis my naam, maar vir jou, as jou naam op jou hemp of jou hoed staan, ek meen, dis jou brand, dis jou naam wat jy dra. En vir my is dit soos, wat jy dra, is wat ek dra, want dis my produk ook. Tegnies is dit jou naam, want dis jou naam en jou logo. Maar ek, die persoon wat agter dit is, wat hy gedoen het, ek meen, dit is wat vir my belangrik is. By wie het jy bordeer? Ek het by Santi bordeer, dan weet hulle. Het jy besigheid nou? Ja, so is Vanry Creative. Okay, dit is baie kunstig. Vanry Creative. Okay, julle. So dit is my nooiens van en my man se nooiens wel van wat ons nou saam ingesit het. En ek kom al van my studie daar, ek het graphic design eintlik gestudeer. Ja. So van daar het ek dit gebruik en nou is dit maar net my embroidery besigheid wat ek nou begin. Daar's 'n woord in Afrikaans wat so maklik van 'n mens se tong afrol en dis lekker. Is dit vir jou lekker? Ek geniet dit. Ek het nie gedink ek gaan dit so baie geniet nie. En ek hou actually niks van corporate nie, maar hierdie is my lekker corporate. Ja. Dis vir my lekker om mense se brands uit te sit, om soos uit te staan. Ja. En nie net corporate nie, om die spoegdoeke te design. Dis elke klein element met 'n naam. Dis kuns vir my nog steeds. En elke dag is anders. Daar's nie elke dag wat ek dieselfde ding oor en oor doen. Ja, dis dieselfde ding wat ek wel borduur is dieselfde ding, maar elke dag is dit 'n ander kleur thread wat ek insit en dis 'n persoon wat ek ontmoet. Dis 'n ander skepping wat jy create. So elke dag is iets anders en as iemand na my toe kom en vir my sê hulle wil dit doen, as ek nog nooit gedoen het, so dis 'n nuwe avontuur kan jy nou maar sê om daai produk uit te gaan en ek is altyd amazed hoe dit uitkom want jy weet ook nooit hoe dit gaan uitkom met die thread nie. Soos jy het die idee, maar as die thread daar is en dit kom 3D uit, kan jy nou maar sê, dan is dit soos wow, dit actually so beautiful uitgekom. So ja, ek love it. Sê my, werk jy nou al uit die dorp? Ek het al 'n paar mense so goed gedoen. Ek het actually skoolvriende van my wat my al 'n paar keer gekontak het. Ek het in Natal skool gegaan, so hulle het my al gekontak. Ek het al vir mense in Warmbad gedoen en ja, Piketberg en dan het ek Citrusdal en ja, so ek het nou my advertensie ook in die Piketberg ingesit. So ja, ek stadig maar seker. Om my naam besig om vir jou 'n footprint te maak. So, dis wonderlik, dis fantasties. 'n Mens dink altyd iemand borduur, hy gaan net hier so by die huis bly en dit is eintlik 'n vervelige ding. Dan gesels 'n mens met iemand soos jy wat 'n passie het vir create en vir mooi maak en vir design en vergaring. Want garing het tog maar 'n bekoring van, ek hou ook van naaldwerk. So garing het 'n bekoring van homself. En as jy 'n swak produk gebruik, kry jy 'n swak artikel. So 'n mens gaan altyd vir die beste produk vir jou kliënt wat jy wil hê moet terugkom. Yes, 100% altyd.
Nou, juffrou, baie dankie en ek hoor ons het 'n nuwe baba op pad. So ja, baie seën en voorspoed vir Baie jou dankie. met dit en ons glo dat jou besigheid gaan groei en groei en groei en dat jy baie kliënte sal kry en dat hulle sal geniet Ja, dit wat jy doen. baie dankie. Ek waardeer dit. Nou ja, mooi loop. Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het. Ons praat weer.